Goed gemeente, kom ons begin saam dan. Dit is vandag Koninkrykstyd wat begin. En ons het vandag 'n 3-eenheid Sondag waarmee hierdie Koninkrykstyd begin. So kom ons begin saam met ons toetrede lied. Dan sing ons saam lied 169 vanaf vers 1 en vers 2 en daarna kan julle bly staan vir die uitspreek van die seën. Die Here sê, ek is die Here. Ek is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. Ek betoon my liefde van geslagte tot geslagte. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en van Jesus Christus die Here. Amen. Ons het nou die seën van die Here ontvang, wat hy vir ons geseën het in hierdie week en ons weer op hierdie Sabbat byeengebring het om te kom feesvier. Kom ons loof dan die Here se naam uit dankbaarheid en ons sing saam lied 209. Al die kleintjies kan vir ons uitbeweeg asseblief. Wanneer ons dan net die laaste lied saam gesing het, ek wil graag bly en vrolik wees, halleluja, dan gaan dit vandag aansluit. Ons gaan vandag in die middel van die Bybel lees, uit die boek Spreuke. Die van julle wat mooi kan sien in my Bybel is dit min of meer in die helfte. En die hele gedeelte van vandag in Spreuke gaan oor om soos 'n kind weer die skepping, jou geloof en God te ontdek, te verken, te geniet. So wanneer ons begin by hierdie liedere, hou dit asseblief in gedagte. Maar nou, terwyl al die kleintjies uit is, gaan ons eers 'n bietjie ons wet en belydenis hanteer.
Want ons is in koninkrykstyd en ons is op aarde saam met mekaar gesit om deel te neem aan die koninkryk. Maar vir ons om nederig te bly en deel te neem aan die koninkryk, moet ons daarom net eers vir 'n oomblik kyk dat ons is daarom ook mense. En ons, as ons so links en regs van ons kyk, is ons mense. En mense is mense en ons is sondaars en ons is groot sondaars. En omdat ons mense het God ons lief. En dis vandag op hierdie koninkrykstyd, se Sondag wat begin, en op hierdie 3-eenheid Sondag waaroor ons gaan praat. Waarom het God ons lief? En dan gee hy vir ons, vir God, en hy gee ons mekaar, en hy gee ons ervarings in die lewe, dat ons sy liefde en sy genade in ons lewe kan sien. So kom ons begin in hierdie koninkrykstyd met die wet en die belydenis. Broers en susters, God se wet eis liefde van ons. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons op in Matteus 22, vanaf vers 35 tot 40. En een van hulle, 'n wetsgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Nou vandag se teksgedeelte wat ons gaan lees, daar's 3 soorte baie slim mense in hierdie tyd gewees, en een van hulle was 'n wysheidsleraar, of soos ons hulle in die Nuwe Testament weer ken, 'n wetsgeleerde. Dit was die mense wat bespiegel en gepraat het, en nagedink het, baie gedink het, oor geloof en oor God. Hierdie mense soos ek en jy, en soos die Spreuke skrywer, ons wil nadink, ons wil verstaan waaroor geloof gaan. En wanneer hy dit doen, dan vra hy vir Jesus, ek wil verstaan, wat is die grootste deel van jy, wat 'n skrynwerker se seun is, wat hier voor my in 'n tempel kom sit en waarom ek vir jou moet luister. Met ander woorde, ons wil dit vir onsself so logies maak en ons wil die wette vir onsself so afbaken, dat ons ergens langs die pad iets vergeet van verhoudings en liefde en God se genade. Maar ons is mense, dis wat ons doen. Hierdie wetsgeleerde vra vir hom, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand, met alles wat in jou is. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God, teenoor ander mense, en dan wil ek byvoeg, en teenoor onsself is. Laat ons dan nou 'n skuld bely met die volgende woorde. Here, ons het almal afgedwaal. Ons handel almal in stryd met u woord. Ons is liefdeloos teenoor u en ons medemens. Vergeld ons genadiglik nie volgens ons werke nie, maar sien ons aan in Jesus Christus, wat vir ons sondes gesterf het. 'n Belangrike deel om hier te onthou is, ons gaan vandag verder daaroor preek, die woord was aan die begin. Die woord was self God. Die woord was in God. Die woord is die waarheid. Kom ons hoor na die genade van ons Here Jesus Christus. Na ons belydenis wil God ons nou van sy genade verseker. In Galasiërs 3 vers 11 staan daar, hy wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. Almal wat God se vryspraak ontvang, moet hulle geloof in God opnuut met blydskap bely. Wanneer ons van die waarheid en van geloof lees, dan begin dit al in Genesis 1. Daar waar die waarheid en die gees en die wysheid oor die water gesweef het. Dit was van die begin af daar. Dit was geskep saam met God en deur God. Dit was voor die begin van die skepping van die wêreld al met ons. Kom ons begin vandag. Dan sing ons vir oula saam na ons wet en ons belydenis. Sing ons saam lied 393 vers 1. Julle gaan sien dit is 'n baie vreemde wysie as julle na die note moet kyk, maar ons gaan dit vandag net sing, 'n baie bekende wysie op die wysie van wat 'n vriend het ons in Jesus. Lied 393 vers 1. Wat 'n vriend het ons in Jesus se wysie, en daarna kan julle sit, dan begin ons met die prediking. Jesus, make ons dan
Moenie bekommerd nie, ek gaan vir julle die woorde lees, ons is erg mooi. Middelpunt van ons verlange, U bring rus in ons gemoed. Jesus met ons dankgesange, loof ons steeds U liefdesgloed. Op ons diep bedorwe aarde, het U heiland neergedaal, en vir elke skuld beswaarde, met die kosbare bloed betaal. Nou ja, gemeente, kom ons begin vandag met ons prediking. Ons prediking vandag, soos ek vir julle gesê het, is uit die boek van Spreuke hoofstuk 8, en vir die van julle wat my wil volg in die Bybel, ek in die 2020 vertaling, dis bladsy 661 in die Ou Testament in die ou vertaling. Ekskuus, in die 2020 vertaling. Voordat ons vandag die Bybel gaan begin lees, gaan ek iets doen wat bietjie agter onderste bo agterste voor hom is. Ek gaan julle eers 'n bietjie verduidelik waaroor Spreuke 8 gaan, sodat wanneer ons nou by die teksgedeelte kom, julle gaan verstaan waaroor hierdie gedeelte gaan, waarom hy in die eerste plek geskryf is. Maar terwyl ons net met die Bybel so oop vir ons sit, wil ek vra dat ons saam met mekaar sal bid, en vir die Here sal vra dat hy vandag hierdie boodskap in ons harte sal oopbreek. Kom ons bid saam. Ons almagtige Here God, Vader, dankie dat U ons almal byeengebring het. Dankie dat ons 'n kerk kan wees wat vandag U naam kan kom aanroep op hierdie Sabbat. Here, dat ons saam met mekaar kan fees vier vir 'n week wat U vir ons gekyk het en ons versorg het, dat U ons byeengebring het om ons weer vir die week van volgende week voor te berei. Here, maar ons wil vir U dankie sê, dat ons nie hoef te bekommer of 'n kerk, spesifiek ons kerk, relevant vir ons tyd is nie. Here, want die wonderwerk is in ons midde. U was vandag lank reeds voordat ons by hierdie kerk ingestap het, was U in ons midde. En voordat ons vanmiddag hier uitgaan, lank na hierdie week verby is U nog steeds in ons midde. Ons wil vir U dankie sê dat U vir ons 'n goeie God is. Dat die wonderwerk van alle eeue altyd ons asem sal wegslaat met 'n wonderwerk. Here, ons wil vir U dankie sê dat die geloof, dat die liefde, dat verhouding tussen mense in die miljoene jare wat ons mense bestaan, nog nooit uit kon geraak het nie. En dat daar altyd iewers in ons midde iets is, waar ons U en U liefde kan ontdek. Here, gaan in hierdie koninkrykstyd wat nou begin voorbreek saam met ons. Here, gee dat ons werklik wanneer ons in hierdie tyd ingaan met die seisoene wat verander, werklik ook U genade en U liefde en U omgee en U wonderwerke sal sien in ons lewe. Here, ons vra vir almal wat is amper vakansietyd, wat ook weer sal ver wegry met vakansie, wanneer hulle weer terugkom, dat U vir hulle veilig sal terugbring, want hulle is almal vir ons kosbaar. Ons besoekers vandag wat ook hier saam met ons is, Heer, dankie dat U vir hulle in ons midde gesit het en dat hulle vandag saam met ons kan kuier. Seën en behoed en bewaar die boodskap vandag, Here, vir ons almal vandag hier by die boodskap hoor, en gee dat ons werklik die stem van God sal hoor. Ons bid en ons vra dit uit die groot en U heilige naam alleen. Amen. Goed, kom ons begin by die begin. Ek gaan vir 'n baie kort tydjie die voorreg hê om by julle gemeente te kan kuier. Maar terwyl ek hier is, het ek myself voorgeneem dat ek baie van julle hou en dat dit daarom 'n voorreg is om iets van myself ook met julle te kan deel. Wanneer 'n mens as 'n predikant voor 'n gemeente staan, vir solank so wat jy predikant is, het jy 'n ding wat jy noem 'n ervaring. Soos 'n juffrou as sy voor in 'n klas staan. Soveel jare wat sy 'n juffrou is, het sy ervaring. En wanneer 'n mens voor mense staan en jy het ervarings waarmee jy iemand kan dien, dan is dit 'n baie groot voorreg. Ek sê altyd dit is asof daai ervarings hier aan jou toga kom vassit. En jy het 'n voorreg dat al daai mense wat hier kom vassit en al daardie goed wat in jou lewe met jou gebeur het, waar jy dalk as 'n beginpredikant 'n sekere baie sterk opinie oor 'n ding gehad het jy nadat jy 10 jaar dominee was nie meer dieselfde opinie, byvoorbeeld oor 'n spesifieke ding nie. Want dit kom vassit. Jy het intussen verhoudings gebou met mense en 'n ander kant van die lewe gesien. Soos ons almal wat hier sit.
Laas jaar, dit was 'n jaar vooruit, het ek die voorreg gehad, ek en Gerke was op pad om te trek uit Kimberley uit, Bloemfontein toe. En ek het begin om vir Warrington, ek was by Warrington se NG Kerk vir 5 jaar, en Kimberley se Hervormde Kerk het ek so deeltyds by albei gewerk, en ek was op die pad om te bedank by die almal, want ons gaan nou trek. En net so af van ons pad waar ons bly, is die NG Kerk Diamantveld in Kimberley gewees. En Dominee Pieter Rude Toy hoor toe ek gaan van dit afstand doen en hy bel my, hy sê vir my, Anna, kan jy my kom help? Ek sê, enige tyd. Solank soos wat dit my vat, dat ons uit die huis verkoop en dat ons Bloemfontein te trek. En ek raak betrokke by die Finalia Katkesante, die kinders wat besig is om klaar te maak met katedese. En dit was koshuiskinders gewees, so 8 van die kinders wat voor my gesit het, 8. 3 van hulle se ouers, 3 van die 8 kinders, het iewers 'n ouer in 'n huis verloor op daai stadium, waarvan 2 as gevolg van selfmoord was. Later het daar nog kinders bygekom en op die uiteinde het ons met 'n hele klomp kinders klaargemaak. Maar gaan vir julle hierso wys, in hierdie fancy predikanteboek van ons, het ons die Dordtse leerreëls, die Heidelbergse katekismes. Onthou julle ouer mense hom nog? Ons jonger mense het hom behandel, maar ek wil half sê, die mense het hom so half bietjie verbloem, sodat dit nie so vervelige bedryf vir ons jonger generasie moes wees nie. Waar die ouer mense wat in die kerk sit, om letterlik Jotan titel moes geleer het vir volgende Sondag. Julle ken hom. Maar dit is gewoonlik wat ons predikante met die finalejaars behandel, is ons is besig om deur al die geskrifte te hardloop. Nou, ek sit nou voor die kinders, hierdie 8 wat aan die heel begin by my was, en later 'n klompie wat bygekom het, sit ek en jy besef, dat hierdie kinders het 'n baie groot ervaring in die lewe al opgedoen. En in baie opsigte van baie kinders, en hoe hartseer dit ook al klink, om dit nou van 'n preekstoel af te moet sê, in die land waar ons bly, en in die wêreld waar ons bly, het hierdie kinders 'n ervaring opgedoen van, die lewe is hard en hartseer. Die lewe is stikkend en gebroken. En ek dink al ons groot mense wat hier sit, wens ons kon dit vir die kinders wegwens, maar dit is ongelukkig die kinders se lewe. En ek sit by myself en ek dink, hoe op dese aarde gaan ek vir 'n kind die Dordtse leerreëls en die Heidelbergse katekisme leer, as hierdie kind meer van die lewe weet, as wat ek wat 'n tannie in hulle oë is weet. Want ek het bederf groot geraak, en ek het 'n lekker lewe gehad. Ja, my pa is oorlede van siekte, en dit was nie lekker nie, maar die punt van die saak is, ek het nie wat daardie kinders het nie, ek het nie op 'n pa wat homself geskiet het afgekom nie. En ek gaan sit met Dominee Pieter Roon praat, en ek vertel hom my situasie, ek sê, ek het 'n dilemma in my binnekant, hoe werk ons met hierdie kinders? Hierdie kinders wat nog, ek wil half sê, die wonderwerk van die lewe, en moet stout wees, en moet katte kwaad aanvang, en moet bobiane skiet en bokke skiet en die lewe nog moet geniet. Hoe? En ek onthou sy woorde tot vandag toe, want is iets wat in hierdie toga van my vas het. Het my so aangekyk en sê hy vir my, dan het die kinders juis diepte en fondasie nodig. Ek sê vir hom, Heer, oom Pieter, ons kan ons nie dit doen, ons gaan die kinders wegjaag uit hierdie finale kategorie klas, en ek wil met hulle gewerk kry. Hy sê, die kinders het diepte en fondasie nodig, Anna, gaan vir goud. Jy is hierso, ons weet nie vir hoe lankie, maar iets in jou het jou hier na ons toe gestuur. Gaan vir goud. Wees jouself, werk met hierdie kinders. En ons vat hierdie Heidelbergse katekisme, die Dordtse leerreëls, die apostoliese geloofblyde, ons hardloop deur almal van hulle, al 6 van hulle. En die kinders begin bykom en bykom. En wanneer ons teenwoordigheidslys merk, dan is die kinders daar. En ons maatjies wat begin bykom, en maatjies wat begin bysit. Nie ek nie. Iets begin te gebeur met my ook, waar 'n mens deur hierdie kinders kan agterkom, dat mense wil 'n geloofverhouding kan bou. Dit gaan oor, ek as mens wil iets kan bydra, en jy as mens wil iets kan bydra.
Ek as mens wil my lewe kan deel en jy as mens wil jou lewe kan deel. Maar ergens langs die pad in die middel het God ons almal gekry en met ons almal gewerk. En dit was lewensveranderend. Ons huis het toe nooit verkoop nie en ons het hom toe uitverhuur. Die begin en die einde. Maar ek dink dit was vir daai jaar wat ek sonder my kinders se pad moes loop, van my maand af tot Desember, wat hulle my geleer het, en ek weet nie, ek dink nie ek het verder iets geleer nie, maar wat ek dink ek het iets moes leer, maar wat hulle my moes leer. Wanneer ons vandag na Spreuke kyk, voor ons hierdie gedeelte lees vandag, was dit presies wat aangegaan het met Spreuke. Hier was 'n klompie ooms gewees wat wysheidsleraars was. Jy kry rigters in die Ou Testament, jy kry profete in die Ou Testament, en die derde hoop wat ons kry, wat die Bybel geskryf het, wat ons ken, is wysheidsgeskrifleraars. Dis die mense wat met wysheid en met gedigte en met liedjies vir die volk kon laat dink het, bietjie kon laat stil sit en dink het oor die genade, die liefde en die omvang van hoe groot ons God is. Hierdie wysheidsleraars het 'n klomp kinders voor hulle gehad. En daardie tyd het dit so gewerk dat kinders van hoër stand in klas. Kom ek verduidelik dit net weer vir die wat nog nie in 'n kerk by my was nie. As jy 'n ryk mens was, wat baie grond gehad het, wat baie slawe gehad het, wat baie diere gehad het en wat baie seuns gehad het, dan het hulle gesê dat God jou seën. So dan was jy in hierdie geseënde, voorspoedige, ek wil sê bracket hierbo gewees. En wanneer God jou geseën het en wanneer jy hier was, dan was jy crème de la crème. Maar as jy nou soos ek was, ek ou Anneliesiekie was, wat rarig gesukkel het om kinders te kry, en toe begin ek sommer nog met 'n dogtertjie ook. Ons was 'n bietjie meer hieronder. En as jy nog armer was, nog so 'n bietjie meer. Want vroue, as jy nie 'n kind kon kry nie, was dit die vrou wat gestremd was. So dan, hoe gestremder jy was, onthou julle hoe Samuel se ma by daai tempel ingegaan het by die man deel, en hoe hulle vir hom gesê het, jy's dronk man, gaan uit, maar sy was so desperaat, asseblief kan ek net 'n kindjie kry. Dat sy by daai altaar gaan sit en huil, haar hart uithuil, want sy's gestremd. Sy maak dat haar man al hoe affer en affer in hierdie, ek wil half sê, geseënde kolom beweeg. En hy is later omtrent hieronder. En hoe meer geletterd jy was, hoe hoër was jy, en hoe ryker jy was, hoe hoër was jy, en hoe meer seuns jy gehad het, hoe hoër was jy. En so het hulle dit gemeet, en as jy begin siek raak het, dan was jy nie meer geseënd, en dan het God jou nou begin straf. En dan het jy begin onder te beweeg, soos wat Job daai tyd, 'n ryk man wat daar bo was, naby die tempel kom bly, tempel was naby die berg het God die bo gesit, sy voete was hier onder by die tempel. As jy ryk en geseënd was, het jy by die tempel gebly. Hoe meer jy afbeweeg het in hierdie hiërargie, moes jy begin het om verder weg van die tempel af te trek. En jy het afbeweeg en jy het afbeweeg. Dit was nou in vandag se tyd in Afrikaans vertaal, jy het jou besigheid verloor en jy het al jou geld verloor en jy moet jou fortune gaan ingee en dan moet jy vir jou, wat sê goed, 'n quote kry. Ek hoop nie iemand ry 'n quote nie, maar jy vir jou quote loop kry. Dit is nou dieselfde tipe wat nou hier gebeur met hierdie mense. Goed. Wanneer jy bo was, en jou seuns was hierbo, dan was daar 'n skool wat jou seuns moes bywoon. En voor die ouderdom van 13, moes hulle die eerste 5 boeke in die Bybel, of soos ons dit die Torah noem, in Hebreëus, moes hulle uit hulle kop uit geken het. Dan van daar af het hulle 'n mentor gehad, een van hierdie wysheidsgeleerde geskrifte mense, wat 'n mentor was wat jou geleer het in al die boeke van die Hebreëse Bybel. En het jou geleer van God
En vanaand as jy by die huis kom, het ons nie Eskom gehad nie. Ons het 'n groot vuur gemaak in ons omgewing en ons het almal ons kos gaan gaar maak op die vuur. En ons het almal gaan sit rondom die vuur. Oupas, oumas, tannies, ooms. Die bure, die niggies, die neefies, die families. En as ons om daai vuur gesit het, het ons met die kinders van kleins af waar hulle groot geraak het begin praat oor my ervaring van my God. En ek het vir my kinders vertel, jy sal nie glo wat 'n wonderwerk het met my gebeur nie, maar ek onthou my oupa en my oupa Gooitjie het vir my vertel hoe dit met hulle ook gebeur het. En so hou jy die herinnering van almal wat voor jou gekom het lewendig. Aand na aand, week na week, was die hele familie en die hele straat besig met geloof, met stories vertel, met kleintjies wat op jou skoot sit en aan die slaap raak en jy hulle in die huis gaan lê. Met ons wat kleintjies het wat op die skote sit en aan die slaap raak en opkyk na die sterre en as jy geletterd was, jou kinders leer van die sterre en van die seisoene wat verander. En wanneer jy opkyk na die sterre, dan lê almal onder die sterre en almal raak stil wanneer ons 'n verskietende ster. En ons begin tradisies te hê en rituele te hê oor hoe ons drome droom op 'n verskietende ster. En ons wens en ons seën mekaar geluk toe. En niks wat ek nou vir julle vertel het, kan ooit oud raak nie. Niks wat ek nou net vir julle gesê het, gaan ooit ophou om aan die klein Anneliesie of wie jy is wat daar sit, ooit te raak nie. Want daar was 'n oomblik waar ons almal al dit met ons families gedoen het. En wat ons almal weet hoe dit voel om veilig te kan wees, of dit nou jou eie ma se arms is of iemand anders se arms is. Of jy nou langs jou eie ma lê en vir die sterre kyk of langs iemand anders gelê het. Iewers het almal van ons al in ons lewe vir die sterre gelê en kyk en gebesef, hierdie in my lewe gaan nooit oud raak nie. Hierdie mense wat hier by my lê en my warm hou en koester, gaan nooit oud raak nie. Hierdie Bybel, wat al vir duisende jare op ons bedkassies lê, en waaruit ons lees, wanneer die lewe met ons gebeur, gaan nooit oud raak nie. Daar gaan altyd iewers 'n oomblik wees waar jy stil raak, want iewers praat iets met jou siel. Vandag is die eerste Sondag van Koninkryk Sondag. Dit is 'n 3-eenheid Sondag. Dis nou die fancy taal wat ons praat. Wat ons moet praat oor God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. En wanneer ons daaroor praat, dan gaan ek vandag saam met ek gaan hom 'n pater familias noem, want as jy 'n wysheidsgeleerde was, dan moes jy 'n oupa gewees het van een van die welgestelde families. Jy moes geletterd gewees het. En dan moes jy jou wysheid en jou ervarings van die lewe met daai kinders gedeel het. So wanneer ons praat oor Spreuke, dan praat ons vandag oor God wat vir ons wil verduidelik hoe God in ons lewe, vir my en vir jou in ons lewe nooit oud raak nie. Hoe God in ons lewe 'n oomblik van stilte kan wees waar ons 'n wonderwerk kan sien. Soos die gelowiges van alle eeue en alle tye. Kom ons kyk 'n bietjie Spreuke 8. Hierdie oupa wat daai klomp kinders voor hom het, met hulle lewens, met hulle ervarings, wat dalk ook partymal soos ek gevoel het, ek wens mens kon hierdie kinders se hartseer wegvat in hierdie donker wêreld waarin ons leef, en vir hulle 'n beter
herinnering gee van die lewe, dat dit nie so hard is, en so hartseer, en so moeilik is, as wat ons weet dit is nie. Want dalk het hierdie kinders en hierdie oupa ook met dit gesukkel, want hy skryf vir ons in Spreuke 8, gee hy vir sy kinders 'n les, wat vandag vir ons van toepassing is. Ek gaan die hele Spreuke 8 lees, die lofprysing van die wysheid. Om die wysheid te vertaal vir julle, dit is daai wat ek nou vir julle verduidelik het, as mens om 'n vuur sit en jy kyk in die vuur, en iets in jou raak rustig, of jy kyk op na die sterre, iets in jou raak rustig, of soos nou wat jy saam met jou familie kan sit, en saam kan dink oor God, en vanmiddag kan gaan eet, en ons praat vanaand weer oor die preek, en wat ons verstaan het van die preek, en dit raak rustig in jou. Die wysheid is daai gevoel van rustigheid. Kyk, is dit nie wysheid wat uitroep, en verstandigheid wat haar stem laat opklink nie? Op die top van die hoogtes langs die pad, waar die hoofpaaie bymekaar kom. Nou die hoofpaaie wat begin bymekaar kom hier by die stadspoort bymekaar, waar al die slim oupas sit. Ons noem hulle vandag die ouderlinge. In die Grieks het hulle die presbyteros genoem, maar hulle het by die begin van die stad bymekaar gesit en hulle het gekyk wie kom in die stad, wie gaan uit die stad. Hulle het gesorg dat ons stad beskerm en bewaak raak. Hierdie oupa sê met ander woorde vir sy kinders, ek is soos die een wat agter julle kyk en julle moet beskerm. Dat ek wil sê goeie teologie en goeie geloof vir julle geleer raak. Hy begin met hulle in hierdie gesprek. Op die top van die hoogtes langs die pad waar die hoofpaaie bymekaar kom, het sy stelling ingeneem. Langs die poorte by die ingang van die stad, by die toegang tot die poortdeure, roep sy opgewonde uit. Na julle, manne, roep ek uit. My stem is gerig tot mensekinders. Kry tog insig en vernuf, onverstandiges, onnoseles, bring tog die hart tot insig. Luister, want ek praat oor gepaste dinge. Praat ek, en oor my lippe kom wat reg is, want die waarheid, dit verkondig my mond, en afstootlik vir my lippe is goddeloosheid. Kyk, kom ons stop gou by vers 7. Die oupa sê vir sy kleintjies wat voor hom sit, dat jy het 'n keuse wat by jou poorte inkom, en jy het 'n keuse wat by jou poorte uitgaan. Kom ons gaan weer terug na 2-3 Sondae terug wat ek met julle gepraat het oor reinheid en onreinheid. Hoe meer rein jy was, hoe hoër was jou status, hoe meer onrein jy was, hoe meer het God jou gestraf. Liggaamsvloeistowwe wat uitgeloop het, was onrein. Enigiets wat jy in jou liggaam ingesit het, was rein. Ons is in die helfte van die Bybel, smaak bang in die middel van die tyd, waar onrein mense en goed wat uit jou uitgeloop het, 'n wond. Het ek 'n wond, as daar bloed was wat uitgeloop het, was dit onrein vandag. Niemand mag naby my gekom het of aan my gevat het nie. Ons is smaakbang in die tyd waar mense vir 7 dae sou moes wag tot hierdie ding gesond is en dan moes ek 'n reinigingsbad mitzwa gevat het. Hier kom hierdie man en hy sê vir sy kinders, julle het 'n keuse hoe rein dit is wat by julle uitkom. Kom ons lees verder vers 8. Wat reg is, kenmerkend al die woorde uit my mond. Niks daarin is geslepe of verdraai nie. Dit is alles duidelik vir wie insig toon en gepas vir hulle wat kennis verwerf. Aanvaar my vermaaning en nie silwer nie. Aanvaar kennis eerder as goud. Kom ons stop 'n bietjie by vers 10. Almal wil daar lewe, rykdom hê, grond hê, geseënd wees. Nou kom hierdie oupa en hy sê vir hulle, my ervaring in die lewe is, dat daardie is nie vir ewig nie, maar kennis en insig, en daardie gevoel binne in jou, waar iets in jou vir 'n ligte sekonde doodstil staan, en iets heilig ervaar wat nie
iets is wat jy aan kon doen nie. Dis God, dis die skepper. Dis 'n liefdesverhouding tussen jou en jou vrou of jou en jou kinders. Dis iets wat kan ongedaan gemaak raak nie. Hy sê vir sy kinders, kom ons soek dit. Dit wat vir ons kan wonderwerke in ons lewe beteken. En dan los ons die goud en die silwer uit. Kom ons gaan aan met vers 11. Ja, wysheid is beter as koraal en in daai tyd was dit baie geld werd. En niks wat begeerlik is, kan met haar vergelyk raak nie. Ek wysheid, die kennis van goeie oordeel verkry ek. Ontzag vir die Here is om kwaad te haat, verwaandheid, hoogmoed, verkeerde pad, 'n verdorwe mond haat ek. Maar ek beskik oor raad en vindingrykheid. Ek, insig, beskik oor krag. Deur my regeer konings en hooggeplaastes vaardig regverdige dekrete uit. Deur my voer aanvoerders bevel oor vooraanstaandes, almal wat regverdige beslissings oor hulle mense neem. Wie my liefhet, het ek self ook lief, en wie my soek, sal my vind. Welvaart en eer is by my, bestendige rykdom en geregtigheid. My vrugte is beter as goud, as fyn goud, my opbrengs beter as uitgesoekte silwer. Op pad van die geregtigheid loop ek, presies op die paaie van regverdigheid, om hulle wat my liefhet, besittings te laat erf. Hulle voorraadkamers maak ek vol. Hierdie voorraadkamers is nie, ek gaan net gaan stop hierso by vers 21. Voorraadkamers beteken nie vir my en jou om nog meer rykdom en nog meer oeste bymekaar te maak wat hulle daar gebear het nie. Dis daardie storie wat ek dink 2 weke terug vir julle vertel het van die begin van die tempel in Jerusalem, van die een boetie en die tweede boetie, die een het nie kinders gehad nie, die een het vrou en kinders gehad. En daar was 'n droogte in die land, en hierdie boetie wat nie kinders gehad het nie, het elke aand 12 uur staan op en dink aan homself, my boetie het vrou en kinders, ek het nie al die gaan in my skuur nodig nie. Dan gooi hy 'n sak kos oor sy skouer en hy loop na sy boetie se skuur toe en hy gooi dit af. En die boetie met die vrou en die kinders raak 12 uur in die nag wakker en dink aan homself, my boetie het niks of niemand nie. Ek moet vir my boetie kyk en dan gooi hy 'n sak gaan oor sy skouer, hy loop na sy boetie se skuur toe en hy gooi hom af. En een aand, push, loop hulle hier te mekaar vas. Pop, daar val die sakke met gaan. En daar is die tempel van Jerusalem vandag gebou op broederliefde. Want hulle albei se voorraadkamers was vol soos wat hulle vir mekaar in liefde gesorg het. Kom ons gaan verder. Vers 22. Die Here het my geskep. Hy het my geskep as die eerste van sy werke, voor sy dade van lank gelede. As ons vers 22 lees, is daar 'n reël in die Hebreëse gedigte soos wat ons hier lees, dat die werkwoord eerste kom. Ons lees in vers 22, dis omtrent die helfte van hierdie gedeelte van Spreuke 8, dat dit nie 'n werkwoord is wat eerste kom nie, maar daar staan duidelik Jahwe, met ander woorde ons God, die Here. Daarom is dit belangrik om hierdie vers 22 in gedagte te hou vir vandag. Dis nie een of ander werke wat ek en jy kan doen nie. Die Here het dit vir ons gegee. Hy het my geskep as die eerste van sy werke, voor sy dade van lank gelede. En dan begin hierdie skrywer te praat oor die skepping van ons God wat lank voor alles en almal reeds daar was en 'n plan gehad het met sy skepping. Vers 23. In die verre verlede is ek gevorm, aan die begin voor die aarde. Daar was nog nie oerwaters nie, toe is ek voortgebring. Daar was nog nie fonteine ryk aan water nie. Dis nou wysheid wat hier praat. Daai wonderwerk, daai stuk wat enige mens se siel aanraak. Voordat berge ingeplant is, voor heuwels daar was, is ek voortgebring. Toe hy nog nie grond en oop weivelde gemaak het nie, die eerste grondsoorte van die vasteland, toe het hy al hemele gevestig, en toe was ek al reeds daar. Toe hy die horison afgemerk het,
oor die oppervlakte van die watermassa. Toe die wolke hemel daarbo gevestig en die fonteine van die oerwater sterk gemaak het. Toe hy vir die see sy grens vasgestel het, dat die water nie sy bevel sou oortree nie. Toe hy die fondamente van die aarde afgesteek het, was ek 'n lieflingkind aan sy sy. Ek was dag na dag sy vreugde, terwyl ek die hele tyd voor hom gespeel het. Terwyl ek op die bewoonbare deel van sy aarde speel, het ek vreugde gevind in die mensekinders. Daarom seuns, luister na my. Gelukkig is hulle wat op my paaie bly. Luister na my vermaanings en word wys. Moet dit nie in die wind slaan nie. Gelukkig is die mens wat na my luister, deur dag na dag by my deure te waak, by die kusyne van my ingange wag te hou. Ja, wie my vind, het die lewe gevind. Hy geniet die goedkeuring van die Here. Maar wie my ontbeer, doen sy lewe geweld aan. Almal wat my haat, het die dood lief. En dis vandag ons teksgedeelte. Vandag 'n besondere ene. Gelukkig is die mens wat my vind, want hy het die lewe gevind. Gemeente, kom ons begin 'n bietjie oor hierdie gedeelte te praat. Ek het so ver soos ek nou gaan vir julle verduidelik hoe hierdie gevoel in jou binnekant werk, dat hier is iets groter as ek. Hierdie gevoel van om in 'n kerk te kom sit en 'n rustigheid oor jou te kry, wat jy nie vir jouself kan doen nie, want die week wat kom gaan besig wees. Jy dalk iets wat jou geld opgevreet het, of jy dalk 'n kind met wie jy moeilike verhoudings het. As jy in 'n kerk kom sit, het jy 'n ton dinge om aan te dink, en dit is nie noodwendig jou geloof en God nie. Maar om een of ander obskure rede. Kom sit ons in 'n kerk, en iemand sing mooi, of iemand speel mooi orgel, of hier is iemand wat langs in jou kom sit, 'n oom en 'n tannie, wat jy oorvrek, en hulle groet jou. En ewe skielik in 'n kerk kry ons dit reg om alles af te sluit, wat in die volgende week voor lê. Ons lewe nou in 'n rustige spasie, waar God vir my kom rustig maak en my voorberei vir sy woord. Dit raak nooit oud nie. Ons het die voorreg om elke aand televisie af te sit, YouTube, Netflix, wat ook al af te sit, en uit te stap buitekant toe, en op te kyk in die sterre, en veral hierdie tyd waar die seisoene verander, vir die kinders te wys, my genade, kyk, die Suiderkruis is terug, oor ons swart is nou weer aan die ander kant toe. En so moet ons kleintjies leer. En vir 'n oomblik daar, terwyl jy jou kleintjies leer, en terwyl jy opkyk, raak dit rustig in jou. Dit raak nie oud nie. Want iewers is daar 'n wonderwerk van rustigheid en kalmte. As jy vanaand langs jou man of jou vrou in 'n bed lê, ek was 'n bietjie kwaad gisterand vir Gerko, so ek het nie so naby gelê nie, maar ons sal vanaand, jy weet, bietjie nader lê, maar die punt is, maak of jy ver of naby in daai bed lê. Vanaand as ons in daai bed lê, dan het hy nog steeds die reg om my te kan kiel. En te hoop en te bid ek lag saam met hom. Of die man of die vrou by mekaar vanaand daar lê en aan hulle huwelik moet werk, maak so jy dit doen nie. Ons het daai dag wat ons getrou het, beloof, maak nie saak wie reg en wie verkeerd is nie, ons gaan werk daaraan. Gelukkig vir ons vrouens, is dit die mans wat meeste van die tyd aan moet werk, nie maak 'n grap. Maar daai liefde raak nooit oud nie. Daai koppie koffie in die oggend wat jy in die bed kry, raak nooit oud nie. Daai swentjie wat jy kry, voordat jy iets gaan aanpak in die lewe, raak nooit oud nie. Want dit is 'n verhouding. 'n baie spesiale een, wat 'n wonderwerk het. Twee mense met twee vragsterk persoonlikhede, wat mekaar kan raak sien, en mekaar kan hoor. Party wil bietjie mis hoor, maar dit is 'n ander saak. Ons kan mekaar hoor. As die kinders in die oggend in jou bed kom inklim, maak nie saak
of jy gisterond skuldgevoelens gehad het, want jy het gevoel jy was 'n vrek slegte dag nie. Môre kom klim die kinders in die bed, hallo mamma, daai druk. Oh goodness, daai drukkie en daai swinkie maak rustig. Dit maak dat alles wat voor lê vandag net vir 'n sekonde afskakel en ons 'n wonderwerk. En ons almal sal daardeur. Wanneer Spreuke se skrywer kom, hierdie ou oom wat deur alles is wat ek nou net vir julle verduidelik het. Hy het ook al iewers geld verloor, of 'n skelm wat iets gesteel het, of iemand wat hom kwaad gemaak het en hy sê dis om daai persoon te praat. Hy het ook al 'n vrou gehad wat onnodiglik moeilik was en op hormoonbehandelings moes gegaan het eintlik in vandag se tyd. Ook kinders wat hom kwaad gemaak het en toe hy pak gegee het, toe besef hy, ek moes eintlik nou nie dit gedoen het, was nie nou die regte roete vir hierdie probleem nie. Hy het ook dit gegaan. Maar wanneer hy hierdie kleintjies leer, dan sê hy vir hulle, 'n mens moet altyd, en dan kom hy en alles word vasgevat by vers 30 en 31. 'n Mens moet altyd wanneer die lewe met jou gebeur, of jy die regte ding kies en of jy die verkeerde ding kies, en of jy die regte pad gevolg het om die ding opgelos te kry, en of jy die verkeerde pad gevolg het. 'n Mens moet altyd in die lewe by die punt kom, daar waar jy soos 'n kind weer kan lê en na die sterre kan kyk. Daar waar jy weer soos 'n kind by jou ma of jou pa kan sit, om die vuur waar almal kuier, en weer daai kan voel. Om weer soos 'n kind opgewonde te kan wees en te kan ontdek. Wat hierdie oupa vir daai kleintjie sê is, geloof is nie daar om antwoorde te hê nie. Geloof is daar om lank genoeg te kan stil bly, stil sit, en jouself in daardie spesifieke situasies te kan sit, waar jy weet wonderwerke is, en te kan rustig raak, saam met die mense, wat vir jou lief is, en vir jou omgee. En een van hulle is wysheid. Sy is lief vir jou en sy gee om vir jou. En wanneer jy vir wysheid soek, hier by vers 8, wanneer jy haar soek, gaan jy vir haar vind. Want sy is net so lief vir jou, soos wat God en die mense wat hy oor jou pad gestuur het, vir jou is. Daai verhouding raak nooit oud nie. Hy moedig hierdie kinders aan, hierdie oupa, en hy sê vir hulle, soos wat jy 'n sandkasteel by die see gaan bou, soos wat jy 'n sandkasteel gaan bou, soos wat jy gaan rondloop en soek vir skulpies en klippies, soos wat jy gaan ontdek, soos wat jy gaan lekker kattekwaad aanvang. Geloof is bedoel om te ontdek. Daar's nie antwoorde nie. Daar's nie 'n spesifieke manier vir wie, of 'n spesifieke mens met 'n spesifieke persoonlikheid, vir wie geloof alleenlik bedoel is, en 'n ander persoon wat meer heilig is, geloof is eintlik vir daai persoon bedoel nie. Dit is vir ons almal bedoel. God het jou geken, selfs voor hierdie aarde nog geskep is, het God met jou 'n plan gehad. Het hy vir jou lief gehad, het hy jou geken, het hy klaar vir wysheid op jou lewe toegeseën. Almal van ons wat hier sit, het al daai wonderwerke ervaar. En dit maak van jou 'n kind van God. Jy mag ontdek. Jy mag wonder. Jy mag kattekwaad aanvang, jy mag dinge reg en verkeerd doen. Jy mag. Jy mag soos 'n kind wees, wie se ma hom van kleins af moet vat en hom moet leer oor die lewe. En dis wat hierdie oupa vir sy kinders sê, moenie bekommer hoe swaar jou lewe was, wat met jou gebeur het, hoe swaar en hoe donker en hoe seer hierdie wêreld 'n mens kan maak nie. Want God is bereid om met jou pad te loop. God is bereid om saam met jou in jou lewe te ontdek
Hy gaan kniel daar langs jou en bou saam met jou 'n sandkasteel. Hy is die een wat saam met jou kyk om visies te vang en te sien, hoe voel 'n visie vir die eerste keer as jy 'n vis vat? Hy ontdek hoe dit vir jou voel as jy lê na die sterre kyk. En ewe skielik besef jy, hierdie ster het nou net vir my geknipoog. En hoe opgewonde jy raak, dat dit vir jou voel dat 'n hemelwese jou raak gesien het as 'n kind. Wanneer hierdie gedeelte praat van God wat eerste is. Wanneer hy praat van die Heilige Gees wat van die skepping af met ons saam is. Wanneer hy praat van 'n God wat altyd in ons lewe betrokke God is. Die drie eenheid soos ons dit sien. Dan is dit soos 'n dogtertjie se vlegsel. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Dis een kind se kop. Maar dis drie verskillende werke. En saam maak dit 'n baie sterk vlegsel. Op 'n ander manier vertaal. Die drie eenheid is soos, ek gaan Tannie nou vir 'n voorbeeld vat. Sy het 'n dogter, of 'n seun. Vir hulle is sy mamma. Ek staan nie voor, vir my is Tannie, Tannie. Ons gaan nou die buitekant saam tee drink. Maar sy het ook 'n ma gehad, vir wie sy 'n dogter was. Dit maak nie van haar 'n ander mens nie. Dit maak net van haar drie verskillende mense wat op drie verskillende plekke werk het om te doen. Sy is een mens, maar sy is iemand se dogter, sy is iemand se ouma, sy is iemand se tannie, sy is iemand se ma. En al drie daardie persoonlikhede, wat daardie een tannie het, moet ergens op al drie plekke kans kry om 'n wonderwerk te kan leef. As hy nou saam met my by die tee staan, en ek sê vir haar, Tannie, ek het nou gewonder om hierdie ding reg te kry, en sy is 'n dokter, en sy sê vir my, probeer dit of dit, gaan ek huis toe gaan, en sy gaan vir die hele dag in my kop bly, want ek gaan dit gaan probeer. En ek gaan nou nou dink, en volgende week as ek al weer sien, gaan ek wel sê, hier staan ek het getraai, en dit het genuine rarig goed gewerk, baie dankie vir die raad. En vir iemand is sy maak is so oorweldig, hierdie kinders maak my mal. Bring hulle, ek wil 'n bietjie met my kleinkinders speel. Dankie, ek kry kans om asem te haal. Ma's deel van my verwysingsraamwerk, dat ek net weer kan mens voel. En toe ouma siek geraak het, of ouer huis toe moes gaan, toe was sy die een wat versorg het, wat mooi vir ouma gekyk het, wat haar kas ingepak het, wat elke nou en dan gekyk het of al die klere nog pas en of ouma genoeg doeke het by die suster en by die matrone. Nee, almal het daai rolle om te vertolk. Besef net waar jy sit. Jy's vir baie mense iemand wat 'n rol speel. En jy's vir iemand iets heiligs. En jy weet dit nie. Hierdie oom sê vir hierdie kinders, as jy toelaat dat 'n God van wonderwerke in jou lewe vir jou wysheid toeseën op jou lewe, het jy die voorreg kan hê om iewers in jou lewe al te kon stil staan en alles om jou verdwyn, en vir 'n ligte oomblik kry jy 'n glimlag om jou bakkies, want God is 'n goeie God. En die verhoudings wat hy in ons lewe stuur, en die sterre wat hy in ons lewe stuur, die skepping, en die liefde wat hy vir ons het, vergaan nooit. Maak nie saak of die NG Kerk Bos vir 20 jaar vanaf tot niet is en irrelevant vir die wêreld is nie. Geloof hy nou al vir duisende jare. Hierdie boek is al duisende jare oud. Van gelowiges van duisende, miljoene jare, wat glo aan 'n God, wat skrywe oor die wonderwerk toe ek vir 'n oomblik gaan stil staan het, van my groot God. Wat hy vir sy kind sê, is as daardie God in jou lewe
'n seëngebed op jou lewe uitspreek, dan is die kans baie goed dat jy 'n belangrike rol in iemand se lewe gaan speel en dat jy moet erns maak daarmee. Jy is nie sommer net 'n mens wat hier gesit is en jou naam is Annelies of jou naam is Agag nie. Jy is baie spesiaal vir God. Jy het 'n baie spesiale doel om te vervul. Jy het 'n baie spesiale mens wie se lewe jy moet aanraak, sodat daardie persoon vir 'n oomblik vir God kan beleef. Mag ek en jy hierdie koninkrykstyd wat voorlê, hierdie 3-eenheid Sondag wat voorlê, deur ons doen en late vir God loof en dank. Maak nie saak wat die wêreld na jou kant te gooi nie. God gee vir my en vir jou 'n ernstige, liefdevolle, almagtige God. Hy gee vir jou 'n God die Vader, 'n God die Seun, 'n God die Heilige Gees in jou lewe om spesiale werk in jou lewe te kom doen. Dit hoef nie iets te wees waar jy wonder en wat jy vir jou voel, die een is nie betrokke in my lewe nie. God gee vir jou klomp God, een God, maar klomp verskillende werke wat God in jou lewe kom doen. Want jy is vir hom 'n koningskind. Mag ek en jy hierdie voorbeeld wat ons by ons God kry, met ander deel. Mag ons menswees so leef, dat ons regtig ons gawes en ons talente en ons passie regtig daar gelewe kry. Dat die vuur wat binne in ons brand, met ander kan gedeel raak. Amen. Goed gemeente, ons het 'n God wat vir ons mooi gesorg het hierdie week. Kom ons neem ons offergawes op en ons sê met al die extra's wat ons het, wat ons nou weer teruggee vir offergawe, Here God, dankie dat jy vir ons groter geseën het as wat ons nodig gehad het. Kom ons neem ons offergawes op. Gemeente, ek wil vra dat ons 'n gebed sal doen en vir die Here sal vra dat hy vandag nie net in ons lewe ons moet wakker maak vir waarmee ons besig is nie, maar dat ons onsself sal omring om uit te gaan om oomblikke te soek waar ons die Here kan vind. Uit te gaan in die sterre te gaan kyk. Uit te gaan in daai verhoudings te werk wat moeilik is. Uit te gaan om nie net na die slegte goed van die lewe te kyk nie, maar te sien hoe die Here jou eintlik seën. Ons bid en ons vra dat die Here ons oë vir dit ook sal oopmaak. Kom ons bid saam. Here, is vir ons 'n groot God. Ons wil U naam loof en prys dat ons die voorreg kan hê om in 'n groot God te kan glo. Dankie God dat ons as kinders ons geloof kan ervaar. Here, want met ervaring is dit wat ons leer in ons geloof, het ons leermeester vir U, Abba Vader,
wat ons aan die hand vat, maak nie saak of ons foute maak nie. Maak nie saak of ons perfekte gelowiges is nie. U vat ons aan die hand en u is vir ons 'n goeie Vader. Ons wil vir u loof en prys vir die oomblikke wanneer ons siel kan vol raak met ons menswees. Here, dat ons so vir ons bekommer oor die dag van môre en die dag van oormôre en u sorg nou vir ons. U maak nou ons lewe sinvol. U gee nou vir ons soveel mooi en soveel gekunstelde kunste in hierdie lewe, dat ons lewe is vol. Ons wil vir u dankie sê daarvoor. En ons wil bid, ons is stikkende gebroke mense. Ons is tog so lief om partymal dit wat so mooi is, juis af te breek, omdat ek nie glo en dink, ek verdien iets beter of ek kan iets beter hê nie. Here, gee dat wanneer ons verhoudings wil afbreek, wanneer ons geloof wil afbreek, dat die weer sal tussen beide kom en ons sal help, net soos 'n klein kindjie nog moet ontdek, dat u ons sal help om weer die wonderwerk van verhoudings, geloof, die natuur, die skepping, weer te kan beleef. Ons wil vir u dankie sê, dat ons nie nodig het om aan goed wat verregaande en verbygaande is te kan glo nie. Ons kan aan ons God glo. Dankie dat u vir ons 'n goeie God is. Gaan asseblief in hierdie week saam met ons geliefdes, saam met ons werksmense, Here, en gee dat ons werklik 'n wonderwerk sal wees op hierdie aarde. Net soos wat u elkeen van ons se lewe bedoel het. Ons bid en ons vra dat die groot en die heilige naam alleen. Amen. Goed julle, kom ons sluit nou af met ons slotsang, lied 454. Ons sing vers 1, vers 2 en vers 3. En dan daarna bly hulle staan vir die uitspreek van die seën en dan die amen daarna. Seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.